My skrifgedeelte is vanoggend Hebreërs 13. Daar's net 4 versies wat ons gaan lees, 18 en dan sit 20 tot 22. Die predik of die tema is laat die Gees julle onderrig uit die woord uit, maar ek gaan vanoggend vir ons weer uit die Ou Testament. Ek het 'n behoefte om uit Deuteronomium 5 weer vir ons 'n bietjie die wet te lees. Ek dink as jy baie van die ou Halleluja liedere sien, dan sien jy die wet bou ons ook in ons geestelike lewe. Maar net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. Groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, mag dit ook in hierdie oggend by ons wees. Amen. Ek lees vanoggend uit Deuteronomium 5. En ek gaan so 'n paar versies lees. Ek gaan nie so van die begin af lees nie, maar ek lees daar vanaf vers 6. Ek dink baie van ons is vertroud met die geskiedenis van Israel. Die Here het hulle uit Egipte land uitbevry en uit hulle die beloofde land waar hulle vandag, die Jode vandag woon. Ek dink die grense het inteendeel baie verklein as wat dit oorspronklik was, hulle oorspronklike grondgebied. Maar ek lees af vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ek het al 'n vorige keer gesê, as iets belangriker as die Here is in my lewe, dan is dit eintlik soos 'n afgod in my lewe. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Hoor julle hierso? God se genade en God se liefde reeds hier in die 10 gebooie. Hy sê oor sonde of die wat my haat, net tot in die 3de en die 4de geslag, maar van die wat my haat tot 1000 jaar verder, sal ek vir jou sê. Dan beleef ons God se genade daarin. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. En ek dink dit is vandag net so relevant. Ons kry dit baie in ons nuusmedia of in flieks, veral in Hollywood. Ek noem die name, die mense gebruik die Here se name asof dit 'n alledaagse woord is wat ons gebruik. As ek die Bybel lees in sy geheel en ek ontdek die karakter of die persoon van God, dan sien ek maar hy's heilig. Wie's ek as mens as hy dan die skepper is om sy naam so te laat misbruik? En ek glo die Here straf die wat sy naam in ydelikheid, die ou vertaling, die naam van die Here nie ydelik gebruik nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ek en die Trisha praat nou so tyd gelede. Kan julle onthou, die ouer mense veral oom Jan hulle en so, maar ek kan onthou as kind. Die volstasie was Saterdag net tot 12:00, 1:00 oop, né? Die mense huis toe gegaan, die winkels ook, né? Jy kry dit vandag nog as ons so Kaap toe ry na daai klein plekkies. Saterdag 12:00, 1:00 is die volstasies toe. Die winkels en al daai goedes toe. Sondag is daardie dinge nie oop nie. Ek onthou, ek het 'n preek geluister toe Wylo en Willie Maree nog geleef het, toe hy gesê dis een van die dinge wat die oordeel oor die land bring. Is die volk het die Here se dag begin ontheilig en
Ek en die Trisha maak 'n punt daarvan om nie goed of handel te dryf op 'n Sondag nie, maar jy moet nou self met jouself gaan uitmaak, maar ek skaar my by daai gedeelte. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, of jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Ek dink iewers staan dit, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Hier's ook 'n ding wat ons kinders, ons leef in 'n tyd wat dit so baie verander het, maar oupa, ouma, pa, ma, julle met julle kinders leef, vers 16, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God beveel het. Dis nie of hy dit waardig is nie. Die Here sê eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie, is vandag nog dieselfde. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy slavin nie, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die gedeelte wat ons vanoggend lees, Hebreërs 13, heel in die begin staan daar, en wees tevrede met wat jy het, is baie nou verband aan wat hy gesê het, moenie aan iemand se goed begeer nie, want die Here weet wat jy nodig het. Die Here, net tot sover. Ek wil vir ons vanoggend die belydenis van Nisea, ek weet nie in hoeveel kerke word dit vandag nog, maar dis irrelevant. Ek voel in my hart dat dit noodsaaklik is, hierdie tradisie, is nie tradisie nie, ek is bang ook dat tradisie mens te eng kan maak, en dat dit nie uit die hart uitkom nie, maar ek wil vanoggend vir julle die geloofsbelydenis van Nisea lees, en julle, ek wil hê julle moet luister, ek laat julle meeste van die tyd hoor, want ek kan onthou as kind, die 12 artikels wat ons so goed ken, as hulle daarvan sê, dan onthou jy, maar sodra hy begin, dan sê hy, en dit was vir my as kind baie keer asof jy die dinge sê, maar dit hoor ons werklik wat ons sê, hoor ek met my ore en luister ek met my hart, dit wat die kerk deur eeue bely, ons glo in een God, die almagtige Vader, Deuteronomium 6 vers 4, die ou vertaling sê, ons glo in 'n enige God, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek kan amper sê die fisiese wêreld en die geestelike wêreld. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. Ek het laasweek te praat, ek in die belydensklas bietjie, het jy al gedink dat God was voor daar nog goed was? God was nog voor die skepping daar was God gewees. God uit God, lig uit lig, waaragtige God, uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria. Die maagdelike geboorte is so belangrik. En mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader.
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, en dan noem hulle hom die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemeen, kan ek die woord ook katoliek gebruik, want dis wat katoliek beteken, gegrond op die leer van die apostels, dis die Nuwe Testament. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Het hy weer vanoggend met julle gepraat? Hy het met my gepraat, terwyl ek hom weer gelees het en gehoor, dit wat die kerk, hierdie belydenis van Messias, min of meer in 325 na Christus, is hierdie belydenis deur die predikante of die leraars van daardie tyd, het hulle hierdie ding saamgestel en gesê, maar daar was worsteling in die kerk en daar was dwalinge ook in die kerk. Hulle gesê, dit is wat ons glo. Hierdie belydenisskrifte maak ons eintlik weer een in ons geloof en dit laat ons terugdink in dit wat die kerkvaders daai tyd al bely het en dat die geloof het nie verander en dat die geloof in ons dag dieselfde is. Ek lees vir julle Hebreërs 13 vers 18, 20, 21 en 22. Maar voor ek dit vir ons lees, jy is welkom om te soek. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, U het vir ons onverdien die afgelope tyd so baie reën gegee. En dan sal dele in ons land, Here, waar boere smag na water. Sit ons in die stede, Here, en ons kry baie water. Maak ons dankbaar, Here, vir daardie water, vir daardie reën. Want dit is so wonderlik om waar te neem. Ek kan my tuin bietjie nat spuit en dan sukkel die plante terwyl dit droog is, maar sodra U die reën gee, dan lewe alles. En Here, dit is so sinoniem met U. U gee die lewe. U o Gees van God is ons lewendmaker hier in ons harte. Wat U woord in ons kom lewend maak, Here. Dat hierdie Bybel is maar nie net 'n boek nie, dit is God se boek. Dis God se geïnspireerde woord. Dankie daarvoor, Here, en dankie dat ons aan hierdie kosbare woord van U mag vasmaak. Maak vanoggend ook aan elkeen wat hier sit, ook die woord oop in Jesus naam. Amen. Maar kom ons lees Hebreërs 13. Die afgelope tyd, ek dink veral hierdie jaar, het ek baie gekrap in hierdie boek, die boek Hebreërs. En dis 'n geweldige, 'n kosbare boek. Dis eintlik 'n diep boek. Want ek dink die persoon, as jy nou die laaste gedeelte hier vanaf vers 22 lees, 23, julle weet verseker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. Dan sê die vroeë kerk het gesê, Paulus het hierdie brief geskryf. Ek weet Martin Luther het byvoorbeeld gesê, hy dink dit was Apollos gewees, wat onderrig gehad het onder Paulus. Die Here het Paulus wonderlik gebruik. Die Here het hierdie slim geleerde man gebruik, wat eers die kerk vervolg het. En die Here het hom op die pad na Damaskus red hy vir Paulus, want die Here wou Paulus gebruik het om vir ons die Nuwe Testament. Hoe dit ook al sy, ek lees Paulus ook hier binne, al het Apollos dit dalk geskryf, weet ons nie. Maar ek lees Paulus hier binne in. Kom ons lees vers 18. Hou aan om vir ons te bid.
Want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Dan vers 20. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, ons kan sê op die Nuwe Testament, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. En as ek die woord aanneemlik hoor, dan dink ek dadelik aan Romeine 12, vers 1-2, wat Paulus gesê het, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar laat Christus julle denke vernuwe. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dan vers 22, broers, dit is my dringende versoek. Julle moet geduldig na hierdie woorde luister, waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe, tot sover. Hou aan om vir ons te bid. Ek lees nou die nuwe vertaling wat ek het verskil so bietjie met hierdie vertaling op die kansel. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Dis vers 18. En dit lees die nuwe vertaling. En julle het nou hierdie kanselsin, het so bietjie wat ek dink dalk 'n latere opdatering is van die een wat ek het. Bid vir ons, sê die ou vertaling. Want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Ek kan dit dalk anders stel, of ek kan dit dalk omdraai. Omdat ek in alles goed wil wandel, daarom is ek oortuig dat my gewete rein en skoon is. Die nuwe vertaling gebruik die woord probeer, wat aan die een kant ons menslikheid illustreer, maar aan die ander kant klink dit vir my so bietjie meer net na die mensheid. Met ander woorde, dit wat ek probeer, terwyl om te wil, nie in eie krag of mag nie, maar deur die Gees van God, wat in my en jou kom woning maak het. Hier is 'n sleutel tot om te wil, om goed te wandel, om goed te wil lewe, en dit is in gebed. Bid vir ons, sê hy in vers 18, bid vir mekaar, sodat ek as kind van God kan en wil en probeer om 'n lewe so te lei, wat goed en aanneemlik is vir God. Hier is ook nog iets belangriks hier, en 'n mens sien dit in kinders van God se lewens. En as ek na kinders van God se lewens verwys, dan sluit ek nie vir Willie Kraus uit nie. Kinders van God is ek ook saam met julle, want ek is 'n mens nes julle. Hoe kinders van God bid. Met ander woorde, wat in hulle harte en in hulle lewens aan die werk is, asook hoeveel tyd 'n mens in gebed spandeer. Daarom is die kerk so kragteloos in haar lewenswandel en aan haar werk vir die Here. Ek het die week, toe ons nou weer Jumble Sale gehad het, kyk ek altyd as daar boeke inkom, want ek hou van boeke, veral om goeie boeke te hê. Toe kom daar 'n boek in van E.M. Bounds. Nou dis 'n oom, 'n predikant wat in Londen geleef het in die 18de eeu in Londen gewees. Hy het boeke oor gebed geskryf en ek kan uit my hart sê, as jy 'n boek oor E.M. Bounds kry, lees daardie boek. Maar daar word vertel van E.M. Bounds, hy het kinderhuis in Londen gehad. En in sy leeftyd het hy kinders van die strate afgehaal
het hy vir hulle gebid, en as Ian Bounds gebid het hy op sy knieë gegaan en hy die woord oopgemaak. En dan het hy vir die Here gesê, U sê dit in U woord. Ian Bounds het nooit na kerke of organisasies of firmas toe gegaan en gevra vir geld om die kinderhuis of die kinders te voed nie. Ek dink daar's 'n boek of wat hulle oor hom geskryf het, 4000 van Ian Bounds se gebede het die Here almal verhoor, wat opgeteken is, waar die Here vir 'n man van God gehelp het. Maar daar word ook van hom gesê, as jy nou dink, in ons tyd klink dit min, maar as jy dink in die 18de eeu het hulle gesê 2 miljoen pond het deur daardie man se hande gegaan. En die dag toe Ian Bounds sterf, toe was daar net genoeg geld om hom te begrawe. So het die Here voorsien in 'n man van God se lewe. 'n Mens kan 'n skietgebedjie bid. Ek dink julle het dit al baie gedoen. Ek het al byvoorbeeld op 'n besige plek gekom en vir die Here gesê, gee my asseblief net 'n parkering. En die Here het gegee, en die Here het my nie altyd koelte gegee, baie keer die Here het my son ook gegee, want dalk het hy vir 'n ander een die koelte gegee. Soos die nood ook vereis, gee ons baie keer skietgebedjies vir die Here. Maar om werklik tyd te maak in gebed saam met die Here om sodoende deur daardie dag te kan kom. 'n Man met die naam van Keith Daniels, oomie van in sy 70's. Ons het, ek weet nie, ons het nou onlangs of so in laas jaar na hom gaan luister, 'n man van God. As jy hom sien, dan sien jy Christus in hom. En hy het altyd gesê, hy het eendag gepreek oor stilte tyd. En ek dink hy het al gesê, maar dit het my baie getref, en dit tref my tot vandag, want ek strewe ook na dit, want ek nie na die persoon nie, maar ek strewe na dit, want ek sien Christus so in hierdie man raak. Hy het gesê, hy praat nie eintlik Afrikaans, want hy sukkel bietjie met die Afrikaans, maar hy het gesê, don't spend time with God till you think God is finished with you. Spend time with God till God is finished with you. Met ander woorde, lê die krag van gebed in die tyd waarin ek dit deurbring, of hoe lank ek bid, of wat ek sê, en wat ook in 'n mate waar is. Andrew Murray het altyd gesê, bietjie bid, bietjie seën, baie bid, baie seën. En ek dink, ek weet nie wie van julle het al van Andrew Murray se nasate raak geloop nie, en die twee wat ek raak geloop het, was almal of 'n sendeling of 'n predikant gewees. 'n Man van God wat geweet het hoe om te bid. En die Here soek vandag, veral in ons tyd, sulke kinders van die Here. Ek het al so baie in Pretoria, toe ek my prakties gehad het ons 2 ouerhuise bedien daarso. En ek het altyd vir die oupas en die oumas gesê, julle kyk so vas in julle omstandighede. Ek dink 'n ouerhuis kan 'n kragbron van gebed word in hierdie land. En ek wil dit vanoggend vir die oupas en die oumas wat hierso sit en sê, jy is op pensioen, maar dit het tyd geword dat julle opstaan in diens van die Here en tyd saam met die Here spandeer. Ek het dit al vertel, ek het 'n ouma gehad, my ma se ma. Sy was 10 jaar oud toe sy tot bekering gekom het. Sy was 'n vrou van gebed. Sy was, toe ons klein was, nie 'n gewilde ouma gewees nie, want sy was 'n kwaai ouma gewees, maar sy was regverdig. Ek het toe ek 'n jong man was ek die enigste klein kind wat voor sy dood is by haar sterfbed in Bloemfontein was. En ek het besef, dis my ouma, my ma se gebede wat ons kinders gebring het waar ons vandag is. Julle oupas en oumas.
En 'n mens sien dit veral ook in die lewe van die Here Jesus. Ek dink veral as jy die boek Lukas gaan bestudeer. Lukas gaan bestudeer. En jy gaan kyk na Lukas, daar word baie gepraat, daar staan daar en die Here het veral in die oggendure vroeg het hy weggebreek, een kant stil gaan raak saam met die Here. Ekskuus, dis wat ek van my ouma wou gesê het. Elke oggend. Sy het nooit verslaap nie. Elke oggend, want sy het vroeg gaan slaap, sy het betyds gaan slaap. Elke oggend 3 uur het sy opgestaan. 3 uur tot 6 uur was haar gebed en tyd saam met die Here gewees. Elke dag, 7 dae 'n week, tot die dag wat sy dood is. Keith Daniels het vertel van sy pa was 'n besigheidsman. Maar hy was 'n man van God. En op 'n stadium kuier daar mense by hulle. En dit raak bietjie laat, het hy gesê, "Will you excuse me? My wife will attend you further, but I need a good night's sleep because I must spend time tomorrow morning with the Lord." Is dit my hartspassie? Om as kind van die Here se aangesig te soek. Veral in die tyd waarin ons leef. Jy weet, my liewe pa en ma, my liewe oupa en ouma. 'n Mens besef dit net al hoe meer vandag veral in ons tyd. En is eintlik 'n waarheid wat in die kerk gekom het van die Here Jesus en die profete van ouds. Dink aan die profeet Elia wat gebid het vir reën. Hy het gebid totdat die Here hom geantwoord. Toe die Here hom geantwoord, sê Gehasie, gaan sê vir Agas, hy moet hardloop, hy beter spring op sy koets, want die reën gaan vir hom inhaal. Is dit nie tyd dat ons die Here as gelowiges vashou in gebed, vashou dat die Here mense en kinders se harte sal draai? Onthou dit wat ons in Judas gepreek het, dit die eerste gedeelte van Judas gesê het, hoe Judas lyk, hoe kinders van die Here is hulle wat in vertwyfeling is, moet ons help om by daai sekerheid uit te kom, maar hulle wat in die vuur is, om hulle uit die vuur uit te ruk, voor dit vir ewig te laat is. En dan staan 'n lewe of 'n persoon, ek het as jong kind en jong mens, soos baie van ons ook was, is die Ou Testament, veral as jy die eerste 5 boeke, die wette en hoe die tempel gebou was, later as jy begin ouer raak en jy begin bietjie studie doen oor hierdie dinge en jy gaan kyk video's van Ron Wyatt, hoe hy baie goed ontdek het wat mense mos gesê het nie waar is nie, in die opgrawings wat vandag in Jerusalem net al meer en meer die Bybel bevestig. Dan raak jy ouer en jy lees hierdie dinge, is Moses, hoe meer ek die Bybel begin deurlees het, toe ek wil so terloop sê, ek sê altyd vir julle, lees die Bybel deur van Genesis tot Openbaring. Oom Keith Daniels was die man van God wat my geïnspireer het om dit so te lees. Ek weet nie hoeveel, ek dink hy het die Bybel al 'n paar 100 keer deurgelees en hy ken hom so op die punte van sy vingers. Maar dis nie om te breek nie. Gaan nie daaroor nie. Dit gaan, hoe meer ek die Here se woord lees en bestudeer, hoe meer word dit 'n liefde vir my, hoe beter leer ken ek vir Moses. En Moses, toe die Here vir hom opgeroep het na die berg Karmel of Sinai, toe hy die 10 gebooie gekry het. Dan staan hy 40 dae, 40 nagte bo op die berg. Toe Moses afkom, het sy voorkoms geblink. 'n Man van God wat tyd saam met God gespandeer het, kan nie weer anders wees nie. My lewe kan nooit weer dieselfde wees as ek in die teenwoordigheid van God is nie. En hierin lê 'n baie groot geheim vir ons. Die krag van elke kind van God se lewe. Ek moet bid en Bybel lees om staande te kan bly vir die dag, en dis waar, ek het dit ook al baie gesê, dis waar ek groei, dis om tyd saam met die Here te spandeer, dis waar ek in my geestelike lewe groei. Maar die feit van alles lê in die volgende
verse, vers 20 en 21. En ek lees graag vir julle die ou vertaling. Vers 20 sê: mag die God van die vrede, wat die groot herder van die van sy skape is, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode terug, wat hom uit die wat deur die bloed van die Nuwe Testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk maak om sy wil te doen, deur in julle te werk wat wel behaaglik is vir hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. En net so lê die feit ook daarin, hoekom God na my luister, hoekom die Here my gebede beantwoord, in afwagting op sy beantwoording, nie op grond daarvan dat ek sy kind is. Die Here antwoord nie 'n gebed op grond van dat ek sy kind is nie. Die Here Jesus antwoord, of die Vader antwoord my en jou gebede op grond van wat Christus gedoen het in die kruis. Op grond van wat hy daar bewerk het in die kruis. Op grond daarvan beantwoord hy kinders van God se gebede. Met ander woorde, dis nie ek en jy, dis nie op grond van my en van jou wat hy dit doen nie. Het ons altyd geleer, die Here kyk deur die bril van die Here Jesus na elke kind van hom, of na elke mens. Dit is vir my so mooi om te begryp. Die Vader roep die sondaar. Die Seun red deur dit wat hy aan die kruis bewerk het. Die Gees van God maak lewend deur die wedergeboorte. En dis wat ons vanoggend in Hosea ook gelees het. Die Gees is Heer en lewendmaker van ons. En dit sluit vir my ook so mooi aan by die boodskappe toe ek uit Hebreërs 5 en 6 vir al daai moeilike verse in hoofstuk 6 hanteer het. En net so uit die brief Judas, wat ons die eerste een gepraat het van hoe lyk kinders van God, en die tweede een, hoe lyk hulle wat in die kerk is, maar wat nie die Gees van God het nie. Of hulle wat ingesluip het. Ons soos die Here Jesus sê, pas op vir die wolwe wat skaapklere aan het, wat in julle midde is. Die feit dat 'n mens God se woord begin verstaan en begin begryp, wil ek amper sê, het nie te maak met teologiese opleiding nie. Dit het te maak met God se Gees wat in daardie teoloog leef. En wat deur God se Gees dit oopbreek aan daardie persoon, sodat daardie persoon dit kan bring, en deur God se genade dit aan hulle wat sy kinders ook daardie woord kan oopbreek. Dit hang af van God se Gees wat in my woon, wat hierdie dinge aan my kom oopmaak, kom oopbreek. En hoe meer tyd ek saam met die Here spandeer, hoe meer groei ek tot volwassenheid. En daardeur bring hy die volmaaktheid, of die strewe na volmaaktheid, nie uit myself nie, want ek en jy is nie daartoe in staat nie. Die Here Jesus het gesê aan sy disippels in Johannes, sonder my kan julle niks doen nie. En dit is so waar. Ek dink as kinders van God beleef ons dit, dat ons is in staat in Christus tot alles. Nie sonder Christus nie. Is ons nie tot staat in alles nie. En as kind van God gaan ek ook vervolging ervaar. Omdat die duiwel mense gebruik om ander mense te vervolg, of gelowiges te vervolg in die kerk. 1 Petrus 5 sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En dit is waarna ek gesê, die geheim lê van dit alles. Ek lees Bybel en ek bid, maar op grond van die bloed waarmee ek gewas is, as gevolg van die wedergeboorte, omdat ek 'n kind van God is. Maar ek het 'n
verantwoordelikheid tot dit. Om te groei in die geloof. Die Here deur die wedergeboorte my alles geskenk. Ek kort niks kort, ek kom niks tekort nie. Alles is daar. Maar dit is soos Paulus sê, soos 'n atleet wat begin oefen, eers is dit met pyn en naderhand word hy fiks tot hy hierdie item kan doen. En dieselfde is dit in ons geestelike lewe. Ons moet tyd maak saam met die Here in gebed. Vers 22. Lees die nuwe vertaling, waarmee ek julle bemoedig, en ek sluit hiermee af, terwyl die ou vertaling lees, en ek vermaan julle, hoor nou weer die verskil in woorde, en dis hier baie keer waar ek dit hoor, waar mense sê, maar dis net weer oordeel. Paulus skryf, soos 'n vader sy kind tug, so tug die vader sy kinders vir wie hulle lief het. Ek kan eintlik in hierdie 22ste vers kan ek lees, bemoedig, vermaan, optel, tug. Die Here doen verskillende maniere wat hy met ons werk. Soms het ons nodig dat hy ons vashou, soms het ons nodig dat hy ons vermaan, soms het ons nodig dat hy ons tug, soms het ons nodig dat hy vir ons liefde gee. Maar dis nie net die een nie, dis altyd die ander. Ek wil dit graag so verduidelik. As 'n kindjie, 'n klein seentjie langs sy pa by die vuur sit en hy steek sy hand uit om aan die vuur te vat. En in liefde en dissipline kom die vader en hy tik hom op sy vinger. Nie omdat hy hom veroordeel nie, maar omdat hy sien wat met hom gaan gebeur, tik hy hom. Of ek kan dit anders stel, of die vader sit met sy kind by die vuur, en die kind steek sy hand uit na die vuur, maar die vader doen absoluut niks. Die kind verbrand sy hande. Wat seën is liefde? Ek dink baie keer gelowiges verstaan die kruisboodskap so verkeerd. Die feit dat daai kindjie se handjie gebrand het, dalk as sy pa hom dalk gepiets het, nie lekker was nie. Maar sy vader het hom gered daarvan dat hy sy hand verbrand. Is dit nie Paulus, selfe Paulus wat dit geskryf het? As die Here ons stig, is dit nie altyd lekker nie, maar as ons daardeur gegaan het, en ek sien die uiteinde en dit wat die Here in my lewe bewerk het, dan kyk ek met ander oë daarna en sê ek, dankie Here, hoekom tig die Here ons? Hoekom vermaan die Here ons? Hoekom bemoedig die Here ons? Want jy moet groei in jou geloof. Hy berei jou voor vir die ewigheid. Want jy gaan eendag by hom woon en hy is 'n heilige God in wese. Daar staan 3 maal heilig, 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 heilig is die Here. Hy berei sy kinders voor vir die ewigheid. Hy vorm ons al meer na die beeld van die Here Jesus. My ouma het altyd vir my gesê, Willie, jy's nooit oud om te leer nie. Die Here is die beeldhouer en die Here timmer weg dit wat nie die beeld is nie. En soms maak dit seer. En soms maak dit nie seer nie, maar dit is nodig want die Here moet by die beeld uitkom wat hy in jou wil hê. Jy moet Christus Jesus uitstraal in jou lewe. Ek onthou, ek dink dit was Jonathan Edwards gewees, een van die groot herlewingspredikers van die vorige eeu, wat baie naby, geweldig naby aan die Here geleef het. Ek het 'n boek gelees oor ek dink dit was die herlewing in Skotland gewees. Jonathan Edwards het in 'n klerefabriek ingestap. Hy het niks gesê nie, maar God se teenwoordigheid was daar, en daardie persone wat daar sit, het onder sonde oortuiging gekom. Tot geloof in Christus Jesus gekom. Is dit nie ons as kinders van die Here, nie om te sê,
om Jan of Willie of Henny of wie ook al, of Dawie, of Magda, maar dat ons die begeerte sal hê om die Here se hart deel van ons lewens te hê, terwille van ander mense. Ek en jy is hier terwille van ander mense. Die Here het my gered, nie net om eendag hemel toe te kan gaan nie. Die Here het my gered, sodat ek na ander mense toe kan gaan, en die wat vertwyfeling het, ek kan help om oor die vertwyfeling te kom. En die wat in die vuur is, uit die vuur uit te ruk. Ons is koninkryksbouers, ons is kinders van die Here, en is my, jou plig, om tyd te maak saam met die Here. Ek het dit reeds, maar ek moet my deel doen, ek moet gaan werk, in gebed, tyd. Hoe kosbaar is dit nie, om die Here se teenwoordigheid so tasbaar te ervaar. En 'n nederigheid om te sien, mense se lewens verander. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U woord is soos 'n tweesnydende swaard. U woord is kragtig, want dit oortuig, en dit verander en dit inspireer mense, omdat hierdie woord geïnspireer is deur U, o Gees van God, die lewendmaker van U kinders. Ons wat gewas is in die bloed van die lam. Dankie daarvoor, Here. Gee ook, Here, dat ons as U kinders nie selfsugtig sal wees nie, en hierdie dingetjies nie vir onsself sal hou nie, Here, maar dat ons ook meer en meer tyd saam met U sal spandeer, om U teenwoordigheid na buite toe uit te straal, sodat ander mense se lewens geraak kan daar word, Here, dat ons die vrug van ons gebed mag ervaar, nie omdat ons wonderlik is nie, maar omdat U deur U soenverdienste vir ons hierdie dinge bewerk het, en daarom kan ons dit van U vra. Here, dankie daarvoor. Seën ook vandag. Here, ek kom bid ook vir die afgelope Vrydag, tannie Emma Baroski en tannie Nelly Dean, Here, bid ook vir hulle gesinne wat oorlede is, Here. Ek bid ook vir tannie Anna Pieterse wat gisteraand opgeneem is, beroerte, Here. Wil jy nie vir Susanne hulle dra nie. Ek bid aan tannie Sarah Hubert wat vanoggend op die sit, Here. 'n Varkie hulle, Varkie Engelbreg, Here. Ek kan nie al die name onthou nie, Here, maar ek wil vir elke sieke bid. Elkeen wat vanoggend hierso sit wat 'n behoefte in sy hart het, dat U hulle sal aanraak, Here, dis my gebed, raak hulle aan daar waar hulle sit. Maar ek wil ook bid, Here, soos ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar wat gemartel was agter die ystergordyn as gevolg van sy geloof, gebid het vir sy vyande. Here, gee dat ons sal bid vir hulle wat vir ons vervolg, vir hulle wat ons vyandig gesind is, dat U hulle harte sal draai, hulle harte sal omkeer. Dit Richard Woerenbrand gewees, Here. Gee dat ons U liefde, U gesindheid na buite toe sal uitstraal. Ek bid ook vir hierdie dag, seën dit tot eer van U naam. Ek bid ook vir volgende Sondag met nagmaal, Here, dat U elke lidmaat wat, elke kind, elke oupa, ouma, pa, ma wat hier gaan wees, dat hulle sal voorberei vir die nagmaal, Here, want die nagmaal is heilig, want dit het U kosbare bloed, U liggaam wat gebreek is, gekos, vir my en vir hulle wat hier sit se sondes. Gee dat ons dit in daardie eerbied sal drink en sal eet, tot verheerliking van U grote naam. En dan bid ek ook
vir daardie 3 dames wat belydenis van geloof geaf lê, Here, in die laaste week, waar ons die laaste gesprekke gehê, Here, dat U in hulle lewens en hulle harte sal werk. Dankie dat ek dit van U mag vra, in Jesus naam, amen.